Dit is donderdag, 27 Augustus, dis so net na 6:15 hier op Stroom op. Ons gaan gou kyk na vanoggend se nuusbulletin. In Nyasna gaan die polisie sy fokus op onwettige vuurwapens verskerp en meer lede ontplooi na die dood van 'n 50-jarige polisiekaptein van Kaapstad en 'n 38-jarige verdagte in 'n skietery by die 7de Laan informele nedersetting op die Uniondale pad. Die kaptein was verbonde aan die provinsiale taktiese reaksiespan wat die moorde op die voormalige burgemeester Aubrey Tsengwa, die voormalige ANC-raadslid Mandla Matiwani en die taxi baas Mandla Tyololo ondersoek het. 2 vuurwapens is in die besit van die verdagtes gevind, die oorlede verdagtes. Die Wes-Kaapse polisiekommissaris, luitenant-generaal Sisakele Jantji, het gesê 'n man het op die polisie losgebrand en hy het die gemeenskap gevra om inligting oor onwettige wapens te deel. Nuus van 'n plaaslike aard, maar wat in 'n ander wêreld plaasgevind het. Dit is daar tussen Nepal en Tibet, waar 4 Suid-Afrikaners vermis word na 'n kitsvloed en modderstorting, sowat 150 km noord van Kathmandu, wat die lewe van minstens 160 mense geëis het. Die polisie in Nepal het reeds 157 lyke gevind, terwyl minstens 3 mense aan die Tibetaanse kant dood is en 265 daar vermis word. Die vloed het onder meer die dorp se Siabrubesi verwoes. Crispin Piri, woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking, het aangedui dat hy besig is om die inligting oor die vermiste Suid-Afrikaners na te gaan. Nog steeds in 'n ander land, met nuus van 'n plaaslike aard, is die van Marcel Meyer, 'n 45-jarige Suid-Afrikaner wat in Sackett's Harbor, New York gewoon het. Hy is tot 12 jaar tronkstraf gevonnis en 5 jaar korrektiewe toesig weens die besit en verspreiding van kinderpornografie. Meyer het skuld erken dat hy 'n selfoontoepassing gebruik het om video's aan 'n agent van die ondersoekdiens van die Departement van Binnelandse Veiligheid te stuur, wat hy gedink het 'n 13-jarige meisie was. Distriksregter Anthony J. Brindisi het ook gelas dat hy $21,000 se skadevergoeding aan die slagoffers moet betaal en hy sal na sy vrylating as 'n seksmisdadiger geregistreer word en dadelik gedeporteer word. Op die politieke front het die EFF se mosie van wantroue in Tokodedisa, spreker van die nasionale vergadering, misluk nadat slegs 101 LP's ten gunste daarvan gestem het en 282 daarteen. Julius Malema, die leier van die EFF, het die mosie ingedien nadat Dedisa geweier het om president Cyril Ramaphosa se dringende interdik aansoek teen artikel 89 aanklagkomitee oor die Phala saak teen te staan. Dedisa het haar besluit verdedig deur te sê sy kan nie regstreeks by die komitee betrokke raak nie, hoewel sy skerp kritiek van partye moes verduur. Die bekende Suid-Afrikaanse wynmaker Johan Grimbeek is na 'n stryd teen kanker oorlede. Grimbeek was vir meer as 2 dekades verbonde aan Kano Wyne in Stellenbosch, waar hy in 2002 aangesluit het, in 2004 wynmaker geword het en van 2010 tot vanjaar as keldermeester gedien het. Sy Kano KCB Chenin Blanc het goud en die trofee vir beste Chenin Blanc in die 2011 internasionale wyn en spirituele kompetisie gewen. Grimbeek word oorleef deur sy vrou Michelle en sy seun Janu. Die polisie in Bloemfontein ondersoek die omstandighede nadat die oorskot van 'n baba of 'n fetus in 'n swart sak in 'n asdrom op die Universiteit van die Vrystaat se kampus gevind is. Die ontdekking is naby die Wynand Betonteater gemaak en die polisie wag op die mediese ondersoekers se verslag om die presiese klagte te kan formuleer. In Mpumalanga moet die polisie 'n jaar se salaris van R543,672 as vergoeding betaal aan polisiekaptein Natasha Steyn van Secunda weens onbillike rassediskriminasie.
Steyn het met 82,66% die hoogste punt vir 'n luitenant-kolonel pos by die valke behaal, maar die nasionale modereringskomitee het luitenant-kolonel M. Tlalele wat 71% behaal het weens nasionale gelykheids-indiensnemingsteikens aangestel. Kommissaris Elias Legwati van die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie het ten gunste van Steyn beslis, terwyl die vakbond Solidariteit se Teenis van Staden die besluit om meriete bo raskwotas te ignoreer as roekeloos bestempel het. By die OR Tambo internasionale lughawe is 'n 50-jarige Thaise burger in hegtenis geneem vir die onwettige uitvoer van 50 vooreiers wat in 'n selfgemaakte broeikas in sy handbagasie versteek was. Volgens die minister van Bosbou, Visserye en Omgewing, David Meyer, is die eiers afkomstig van 'n papegaai-spesie wat onder die CITES-konvensie beskerm word. Hierdie voorval volg op 'n soortgelyke inhegtenisneming op 16 Julie van 'n 23-jarige Thaise burger met 418 eiers. Personeel van die Suid-Afrikaanse Nasionale Biodiversiteitsinstituut by die Nasionale Dieretuin in Pretoria help tans om die eiers uit te broei en die kuikens te versorg. En volgens die nuusberigte wat ek gelees het daar van daardie eiers alreeds uitgebroei tydens hierdie man se poging om uit Suid-Afrika uit te vlieg. In Plettenberg Baai is die saak van Nokuzola Kolwapi, die adjunkt-burgemeester van die Bito plaaslike munisipaliteit, uitgestel na volgende maand nadat bevind is dat geen vuurwapen tydens haar seun se inisiasieviering op 21 Desember 2025 afgevuur is nie. Kolwapi het volgehou die voorwerp op die video was 'n speelgoedgeweer en sy word nou aangekla van die oortreding van die wet op omgewingsbewaring en die Wes-Kaapse geraasbeheerregulasies. Erik Ntabazalila, woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag, het die uitstel bevestig, terwyl die klaar Hansi Chala steeds aandring op swaarder aanklagte ingevolge die wet op die beheer van vuurwapens. Die ANC dreig om 'n klag van politieke spionasie by die Verkiesingskommissie van Suid-Afrika in te dien nadat 2 lede van Helen Zille se DA veldtogspan, Tammy Jackson en Zeki Werley, die party se manifestbekendstelling bygewoon het. Ons het vroeër die week ook daaroor berig. Fikile Mbalula, sekretaris-generaal van die ANC, het die DA van vrees en wanhoop beskuldig nadat een van die spanlede in 'n ANC T-hemp opgemerk is. Karl Jacobs, media woordvoerder vir die DA se Johannesburgse burgemeestersveldtog, het bevestig dat die spanlede bloot nuuswaardige materiaal ingesamel het en dat hulle nog sulke geleenthede sal bywoon. Suid-Afrikaanse lugrederye tref gebeurlikheidsreëlings weens 'n potensiële tekort aan vliegtuigbrandstof nadat instandhouding en 'n tegniese probleem by Sasol se Natref raffinaderry in Sasolburg brandstofvoorrade bedreig. Kirby Gordon, hoofbemarkingsbeampte van Fly South Air, sê die redery het reeds reëlings getref om voorrade van alternatiewe verskaffers te verhoog en dat hulle vliegtuie ekstra brandstof sal dra. By die algemene jaarvergadering van Naspers en Prosus is bevestig dat Koos Bekker in die boekjaar wat in Maart 2028 eindig as voorsitter sal uittreë. Die onafhanklike direkteur Rachel Jafta het aangekondig dat die direksie reeds 'n opvolger soek en dit sal bekend maak. Bekker, wat 73 jaar oud is, moes weens die verpligte aftreeouderdom van 75 sy uittrede beplan na 13 jaar as voorsitter en 17 jaar as uitvoerende verhoof. Op die Greywan Piesing plaas in Komati Poort word 'n beloning van R100.000 aangebied vir inligting na die moord op 'n veiligheidswag tydens 'n aanval op 23 Augustus. 2 wagte is aangerand en vasgebind in die pakhuis gevind nadat die eienaar skote gehoor het en 1 wag het op die toneel aan sy beserings beswyk. Kolonel Mavela Masondo, die polisiewoordvoerder, het bevestig dat 'n moordsaak ondersoek word en dat kaptein Sambo gekontak kan word met inligting. Die Wes-Kaapse Provinsiale Parlement se staande komitee oor landbou het Premier Foods genooi
om te verskyn oor die beplande sluiting van sy Fruit Products Western Cape inmaakfabriek in Tulbagh. Nokoma Sipa DALP het gewaarsku dat die sluiting 250 permanente poste en 2200 seisoenwerkers raak en die Witzenberg-ekonomie ernstig sal benadeel. Die vakbond Solidariteit het Boetie Manamela, die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, gevra om dringend by Unisa in te gryp weens beweringe van uitbranding, hoë werksdruk en 'n vrees vir viktimisasie onder werknemers. Dirk Herman het versoek dat 'n onafhanklike assessor ingevolge die wet op hoër onderwys aangestel word om die werksomstandighede te ondersoek, nadat die vakbond ook op 24 Augustus aan die fisiekanselier professor Puleng Lenkabula geskryf het. Solidariteit het ook die uitspraak van regter Colleen Collis in die Pretoria se Hooggeregshof verwelkom, wat Unisa se aansoek om berigte deur Edwin Naidu en News Africa te stop van die rol te skrap. Die DA eis 'n dringende ondersoek na die 10111 noodlyn nadat 'n noodoproep tydens 'n voorval naby Danoon in die Wes-Kaap, waarin 4 mense dood is, glo sonder hulp beëindig is. Jan Cameron, die DA adjunkt woordvoerder oor polisie, sê operateurs kla oor ernstige personeeltekorte, 12 uur skofte, lae moraal en foutiewe toerusting. Buitelandse nuus: in Duitsland het die motorvervaardiger Volkswagen sy werkers gewaarsku teen drastiese afleggings met verdere 50.000 poste wêreldwyd wat kan verdwyn weens strawwe mededinging uit China en hoë koste. Oliver Bloom, die uitvoerende hoof, het tydens 'n vergadering in Wolfsburg gesê dat die helfte van die afleggings in Duitsland sal plaasvind en dat die maatskappy sonder aanpassings 'n jaarlikse verlies van 1,5 miljard euro sal lei. In die Midde-Ooste onderhandel Iran en Oman 'n ooreenkoms wat militêre vaartuie sal verbied om deur die strategiese straat van Hormuz te vaar, wat reeds 6 maande lank feitelik gesluit is sedert die Iran-oorlog begin het. Die Iranse adjunkminister van buitelandse sake, Kazem Gharibabadi, het gesê die kommersiële skeepvaart sal tydelik deur hul waters herlei word, terwyl die Amerikaanse president Donald Trump gedreig het om Oman te bombardeer indien hulle inmeng. In Montana in Amerika het die 44-jarige Alan Smith 8 van sy familielede, insluitend 4 kinders, tydens 'n ete buite Billings doodgeskiet en daarna die huis in die brand gesteek voordat hy homself om die lewe gebring het. Die slagoffer sluit in sy ouers, sy ouma, sy suster, asook die kinders. En die polisie het bevestig die 12-jarige Charlotte die nommer 911 gebel het om haar familie te probeer red, terwyl die ondersoek bemoeilik word deur die skade aan die huis wat tot op sy fondament afgebrand het. In Washington het die Trump-administrasie gedreig om die Kennedy Sentrum te sloop as beplande opknappingswerk deur die hof geblokkeer word. En prokureurs het geëis dat president Donald Trump se naam terug op die gebou geplaas word. Die sentrum se raad het voorheen gestem om die naam terug te plaas en die sentrum vir 2 jaar te sluit, nadat 'n regter in Mei beslis het dat die hernoeming sonder die goedkeuring van die Kongres onwettig was. Ons sluit af in Duitsland, waar 2 werknemers van die Frankfurt lughawe gesterf het weens malaria, nadat 6 werkers die infeksie opgedoen het van 'n muskiet wat vermoedelik op 'n vliegtuig ingevoer is. Die Frankfurtse Openbare Gesondheidsdepartement ondersoek die uitbreking wat in Julie begin het en lokvalle is by die lughawe geplaas om die muskiete te ontleed. Die Robert Koch Instituut het bevestig dat die eerste 4 werkers tussen 4 en 6 Julie siek geword het en dat binnelandse oordrag van malaria in Duitsland uiters skaars is. Dis vandag se nuus net hier op Nuuspot, die tuiste van Afrikaanse stories. Agter die nuus terug net hierna.